Goed, ons is by Habakuk en Joël vanaand en toe het ek so op die agterdeur vir Obadja ingesit. Ek het aanvanklik gedink ons gaan volgende week 3 kan doen, omdat ons die week daarna oorslaan vir die laaste week, maar Haggai en Sagaria en Maleagi is bietjie te veel om volgende week af te byt. So ons gaan Haggai en Sagaria volgende week doen as die twee wat eintlik dieselfde tema het rondom die bou van die tempel, en dan sal ons afsluit met Maleagi, as ons nou 'n week gebreek het. So, maar ons gaan Obadja sommer net so insit vanaand, met so 'n seilingse boodskapie, as ons dan by Obadja kan uitkom in elk geval. Goed, Habakuk naam, as ons na die heel oorspronklike skema kyk, dan sien ons is nou by die Suidryk, en Habakuk, Joël en Obadja bring vir ons by die val van die Suidryk. Dit is eintlik die 3 wat intens betrokke is, naam in 'n sin, maar dan veral Habakuk en Joël en ook Obadja is die 3 wat rondom 586 toe die Suidryk val, dan in die suide aan die profeteer is. Habakuk, as 'n kind van sy tyd, saam met, kom ek sê, dis nie al profete nie, die groot profete oor die ballingskap was natuurlik Jesaja en Jeremia, wat die groot profetie gedoen het, hulle hele ding. Die ander, dis omdat die kleiner is omdat hulle bykomend was. Maar Habakuk is 'n tydgenoot van Jeremia en ook van Obadja. En ek dink die groot vraag waarmee die mense van daardie tyd, kyk, ons praat baie oor die profete, oor wat hulle gesê het en wat God gesê het. Soms dink ek ons 'n bietjie aan die ontvangkant staan en sê, maar wat het die mense op straat vir mekaar gesê oor hierdie ding wat die profete vertel, wat die Here wil gaan doen? En dan veral nou soos wat die skroef stywer draai, veral vir die Suidryk, die Noordryk weet ons is nou klaar in ballingskap in Assirië. So wanneer die skroef nou styf draai, dan hoor hulle die Here gaan 'n vyand gebruik om hulle te straf. En dit was vir hulle 'n groot teologiese krisis. Hoe kan die God wat gesê het hy gaan by ons wees? Hoe kan die God wat gesê het ons is sy volk? Hoe kan hy enigstens nou heidense nasies gebruik? Hulle het al klaar met Jona gesukkel, waar die Here gesê het, maar Jona moet gaan sê hy is lief vir die klomp. Nou sê hy, ek gaan die Galdeërs laat optrek in hoofstuk 1. Ja, hulle glo nie eens in die Here nie. Hoe kan hy nou kom en toelaat dat mense op 'n gewelddadige bose manier kom optree, en dan die hele ding van hoe lank nog? Hoe lank nog gaan die onreg aanhou? Hoe lank nog die geweld? Hoe lank gaan God nog toelaat dat onreg en boosheid gedei? En het ons, dink ek, verlede week gesê, daar was ook, as ons dit nou onskuldiges wil noem, nie al die priesters wat korrup nie, nie al die leviete wat korrup nie, nie al die amptenare wat korrup nie, en hulle het swaar gekry. En dis nou hierdie hele vraag oor die individuele regverdigheid teenoor die kollektiewe straf. As mens vir Peterson se boodskap lees in hierdie vertaling, dan sê hy, weet, justice is a joke. Geregtigheid het 'n grap geword. Maar nou kom die Here, en dis dan waar Habakuk 'n ongelooflike, eintlik 'n baie besonderse gebedsboek is, waar die Here vir Habakuk kom sê, die regverdiges gaan nie in die steek gelaat word nie, want Habakuk worstel in die gebed met die Here. Want dit lyk vir hom of alles te gronde gaan, en dan moet hy kom hoor, jy moet wag, en jy moet al dieper luister, want die Here gaan die toekoms oopsluit. Daarom dat Habakuk kan sê, al lyk dit op die oog af asof niks nou gaan regkom, asof dit
op 'n manier eintlik eerder aan die vererger is, sal hy sê, nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in God wat my verlos. Die Here, my Here is my krag, die lied wat ons ook sing, dan sal ek juig. En daarom bly Habakuk hier binne in die wegvoer, want hy tree tot by 5:8-9 op, 5:8-6 het hulle gegaan. Wanneer Habakuk eintlik sien, daar gaan hulle, wil hy sê, al wat julle vir my moet onthou as julle in die ballingskap sit, ek het vir julle hoop verkondig. Daar was hoop. Of die anders, die laaste paragraaf is om net 'n opmerking oor die ooreenkomste met die psalms, dat Habakuk meer 'n gesprek met God is, as wat dit 'n woord van God, 'n sogenaamde dan profesie van God is. Habakuk is eintlik as 'n intercessor hier besig, as 'n voorspraak. Dit lyk vir ons of hy 'n tempelsanger was, of hy in die tempel gesing het, daarom dat hy dan afsluit met 'n lied, dat hy dan ook 'n tempellied skryf aan die einde, nie, dat sy hoofstuk 3 as 'n lied geskryf word. En hy was 'n priester, en dan is hy natuurlik ook 'n profetiese verkondiger. Die boodskap wat bietjie duidelik daar is, ek wil wag om te verneem, wat moet ek antwoord? Ja, en dan skryf hy daar die aangrypende hoofstuk 3 in die vorm van 'n liturgie vir die geloofsgemeenskap, op die wysie van die klaaglied vir die koorleier met snaarspel, 'n boek van hoop. Dis 'n mooi boek, 3 dele, ons hoef nie daarna baie te kyk nie. Habakuk worstel met God se keuse om die Galdeërs as sy oordeelsinstrumente gebruik. Hoe kan u onreg verdra? Dan sê die Here, jy sal verstom staan oor wat ek gaan doen. En dan sê Habakuk weer, maar u kan tog nie niks doen aan die ellende nie. En dan in hoofstuk 2 kom stel die Here vir Habakuk gerus dat hy die reg sal handhaaf met oordeel ook oor die Galdeërs later. En daarom sê Habakuk, ek sal wag vir u antwoord vir die geloofsgemeenskap. En dan sê die Here, julle moet geduldig bly wag, reg doen en getrou bly. Dis natuurlik die goed, ons sal later daarby uitkom, dis natuurlik nou nie so maklik gewees nie. Om dan te sê, terwyl jy met die onreg worstel, hoor baie mooi, jy moet reg doen, getrou bly en bly wag. En dan sê die Here, ellende wag altyd vir die wat plunder, knoei en onreg pleeg. En dan, as mens na daardie hoofstuk kyk, eintlik baie mooi, hy sê ellende wag vir die wat rykdom oneerlik en onregverdig bekom. Vers 6-8, 9-11 sê, ellende wag vir die wat ander uitbuit deur hulle geknoeiery. Jy kan nie ander uitbuit en nie dink dat daar 'n ramp oor jou en jou familie gaan kom. Ellende wag vir die wat mag bekom met moord en onreg. Ellende wag vir die wat ander verlei met drank en wellustigheid. En dan uiteindelik ellende wag vir die wat afgode dien. Juis omdat dit so nutteloos was. En dan, as hy hierdie klomp uitsprake dan gelewer het, om vir uiteindelik vir Habakuk te sê, Habakuk, wag, jy moet net wag, dit sal gebeur, want kom ons by die aangrypende hoofstuk 3, wat ons eintlik so goed ken, hoofstuk 3 wat dan sê, jubel oor God, want wat gebeur? Die dade gaan in ons tyd ervaar word. U gaan wys dat u die volk red, die goddelose verpletter. En dan, ek sal geduldig wag vir die uitkoms. En daai geduldig wag is dan daar die bekende, jy weet, al sou daar niks wees nie, nogtans, die nogtans. Habakuk se boodskap, as ons na die boodskaplyne kyk, wat daar aangedui is, dis die vraag wat ons nou oor gepraat het.
Hoe kan God die regverdige sien lei en niks daaraan doen nie? Dis maar die vraag wat ons baie keer in ons moderne tyd vir mekaar bly vra. Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Hierdie onverstaanbaarheid van God, hierdie onaanvaarbaarheid van God. Ek sê partykeer ons het boksies. Ons het mos boksies. Ons het mos so 'n boksie waarin ons God sit, liefdevol, en nog 'n boksie regverdig en nog 'n boksie almagtig, en dan skuif ons die boksie so rond en daarmee verskans ons onsself. Want ek het my God in my boksies neergesit, en dan slaan die popo, die fans, soos ons sê, en dan maak ek die boksie oop, en dan sien ek maar, waar was die almag? Want die almag het nie gewerk nie. Ek het dan nou gebid dat die Here ons sal beskerm, en nou het ons 'n verskriklike ongeluk op die pad gemaak. Wat help dit dat ons nou by die huis gebid het dat die Here ons moet beskerm? Die liefde, die teenwoordigheid, al daai goed. Daar's so 'n mooi prentjie op die net wat sê, as jy die boksie so oopmaak, dan staan daar, God does not live in a box. He lives in your heart. En hier sukkel Habakuk met die boksies van daardie tyd. God is regverdig. Natuurlik, hy is altyd teenwoordig in Jerusalem. Hy gaan regeer deur 'n koning uit die stam van Juda, en hy gaan in die tempel bly. En die land, ons was vir 40 jaar in die woestyn vir hierdie land. Ons sal nie hierdie land verloor nie. En dan kom Habakuk om te sê, die teologie gaan nie werk nie. Julle is in groot moeilikheid. 'n Groot geloofskrisis ontstaan inderdaad. Sommer as hy begin kla oor die onreg, hoe lank moet ek om hulp roep? Waarom laat U my die onreg sien wat gedoen word? Die Here het geantwoord, en dan kom Habakuk by sy tweede klag, hoofstuk 1 vers 12. Maar waarom bly U stil? U is tog van altyd af daar, Here. Here, U die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. U ons rots het hulle die mag gegee om ons te straf. U kan tog nie sien dat daar ellende is en niks doen nie. So die goed wat ons oor God glo, doen hy nie nou nie. En eintlik bring Habakuk die heilige God aan die een kant, en die ander kant die lydende regverdige wat teenoor mekaar kom staan. En die lydende regverdige het 'n sterk gevoel vir regverdigheid van God af, terwyl die heilige God met respek lyk of hy nou onheilig geraak het, of hy nou nie is wat ons gedink het hy moet wees. En dan antwoord die Here op 'n vreemde manier, dat hy die vyand met 'n ander vyand gaan verslaan. Wees net geduldig in jou lyding, en glo die uitkoms is in God se hande. Want Habakuk moet leer dat God met indirekte verlossing besig is. Ons moet onthou, die Ou Testament werk met die oorsaak-gevolgsleutel, direk. Oorsaak-gevolg, oorsaak-gevolg. Nie oorsaak-gevolg nie. Hulle soek 'n reguit is gelyk aan teken. En nou kom Habakuk en hy sê, daar is nie is gelyk aan teken nie. Hier gaan 'n indirekte ding gebeur. Die Galdeërs gaan ek gebruik, maar dan gaan ek die Galdeërs later straf. Ek dink die moderne mens wil sê, dit maak mos nou nie sin nie. Hoe loop jy pad met so God? Dat moet mos 'n ander manier wees. Maar die draaipunt van die boek is hoofstuk 2 vers 4, soos wat dit daar staan. Die regverdigheid by God 'n toekoms, die goddelose sal verdwyn. Hy sal op sy manier, en nie die manier wat jy hom voorskryf, nie die manier wat jy hom toe wil dwing, maar gaan op sy manier, gaan hy die uitkoms gee uiteindelik. Sodat ons kan sê die hoofstuk 1, 'n geloofskrisis vol wantroue, eindig dan in hoofstuk 3 met 'n loflied van vertroue en sekerheid.
geen krisis in moeilike tye, en dalk is dit 'n baie mooi ding om te hoor. Habakuk moet hoor, in moeilike tye is geloof en gehoorsaamheid die beste reaksie. Nie die vrae nie. Geloof en gehoorsaamheid. Maar dis nie 'n klein saak as geregtigheid 'n grap word nie. Habakuk is ernstig as hy hierdie grypsig, die geweld van die plunderaars sien, dan is dit pynlik. En dan wil Habakuk ons roep om self met God daaroor in gesprek te tree. Ons moet onthou dat die 5 uitsprake van elende ons nie vryspreek van die absolute eis om in geloof en in getrouheid ook in die grootste onregsituasies maar net aan te gaan. Reg doen, getrou bly, gehoorsaam bly. En dan daai pragtige hoogtepunt natuurlik van hoofstuk 3. Die teenwoordigheid van die Here vul die gelowige met ontzag. Gelowiges kan hom loof. En in daai gebed van Habakuk, dink my is daar drie kort opmerkings. Ons kan en ons mag ons behoefte aan uitkoms en redding, ja, waarskynlik ook ons worsteling oor onreg en nie verstaan, eerlik aan die Here bekend maak. En in daardie worsteling, hier staan nou 'n gevaarlike ding, moet ons die Here herinner asof die Here kan vergeet. Ek dink eintlik ons herinner onsself aan wat die Here al vir ons gedoen het. Want dis ons wat vergeet, nie die Here nie. Dat ons onsself moet herinner. So op die sylyn skryf iemand al vir 'n populêre ding oor prayer en hy sê prayer is positive self-talk. Ek praat myself, ek herinner myself aan wat God al gedoen het. En nou die wat vanaand die gehoor is en ook ander wat hierna gaan luister later sal weet hoe belangrik geestelike merkers op ons pad is. En dat ons baie keer moet terugloop. Dalk 10 jaar terugloop, dalk 30 jaar terugloop, dalk 'n jaar terugloop. En net weer by my merker gaan staan, by my pen wat ek toe ingeslaan het om te sê, maar die Here was al wat my nou gehelp het. Sodat ek as ek by die volgende een vorentoe kom, en dit nou lyk of hy my nie help nie, ek my herinner aan die merkers op my pad. En dan is daar pragtige beelde van redding wat gebruik word, die skepingsmag, interessant dat die profete oral nie geloof en natuur skyn. Die skepping is vir hulle deel van hulle die skepping is vir hulle deel van hulle verhouding met God. En daarom word skepingsbeelde gereeld ingebring. En erken hulle ook dat God in die kosmos betrokke is. Nie net in die tempel en by die profete en by die vyande nie. God is in die kosmos betrokke. En dan punt 3, ons kan dieselfde geduld van Habakuk aan die dag lê, want verandering, Habakuk kon nie die Here verander nie. Habakuk het probeer, sê Here, ek is op die grond, kan ek jou raad gee? Ek sien hierdie goed, het lyk nie my jy sien dit nie. Kan ek jou vertel, sonder wat jy moet doen ook, want dit lyk nie vir my jy sien meer goed nie. En dan moet Habakuk en die mense van sy tyd hoor, verandering
kom van God af. En dis wat hom uiteindelik vry maak om te sê, nogtans kan ek in die Here jubel. Wat doen hierdie wag? Hierdie wag bring verandering in ons eie gemoed. God help ons om vas te gryp aan hom en te vertrou. En wanneer ons dit reg kry, begin ons ervaar dat ons krag kry. Want wag is nie bedoel om ons kragte te tap nie. Wag is nie bedoel om ons moedeloos te maak nie. Wag is nie bedoel, wag op die Here is nie bedoel om te sit en te hoop vir beter dae nie. Wag op die Here is om met sy krag voete van 'n ribbok te kry, op die plekke veilig te loop. Habakuk vra uiteindelik die kritiese vraag, waarom dien ons die Here? Dien ons hom omdat hy vir ons die regverdige en die getroue is. En sy verlossingswoord sê, al gebeur wat ook al, ek is daar. En dan sal Habakuk aan die einde net vir ons vra, wat is dit wat jou regtig in jou lyding dra? Dan moet jy 'n ander vra, wat is dit wat jou so lam maak in jou lyding? Wat is dit wat jou so verswak? Wat is dit wat jou so moedeloos maak? Miskien wil Habakuk sê, dis al jou eie pogings. Dis al jou eie antwoorde. Dis al die boksies wat jy het. Dis hierdie skanse, hierdie veilige godsdiens van jou. En ek en jy weet dat trauma daai boksies stukkend gooi. En dan word mense, en soms gebruik ek die gevaarlike ding om sê, dan verdwyn hulle godsdiens en hulle het nie geloof nie, want hulle godsdiens het hulle nooit geleer glo nie. Hulle godsdiens het hulle aan die gang gehou met sekerhede wat hulle gebou het. Maar die sekerheid het nie in die verhouding gelê nie. Die sekerheid het in hulle praat oor God gelê en nie in hulle leef met God nie. En Habakuk moet leer in hierdie hele ding dat ek met God moet leef. En dit laat sy proteslied, sy klaaglied swaai na 'n loflied. 'n Opmerking. Hier is min gesigte vanaand. Kom ons hoor. Ek wil net sê dankie Servaas. Jy het regtig die boodskap baie duidelik deurgebring en wat my maar net tref is daai volhardende wag. Om aan te hou wag en aan te hou vertrou. Is op die ou end dit wat die verskil maak. En dit is makliker gesê as gedaan. O nee, definitief aansien. Dit weet ons, nee. Want in die wag verloor ons gewoonlik, in die wag kan ons maklik geloof verloor. Ja, hierdie geestelike merkers op ons pad. Dis wat hierdie Bybelskool ook is. Dis so lekker om hier te sit en werklik weer dieper te grawe in hierdie wonderwoord. En dan aan herinner te word aan al die geestelike merkers. En mense het dit so nodig. Hierdie pad waar die Here jou wel gehelp het in die verlede, om dit te onthou. En nie desperaat te raak wanneer mense in hierdie wagtyd is nie. En dit het ek aan lyf beleef die afgelope 3,5 jaar. Ja. Met my dogter. So, ja, goed om hierdie Bybelskool weer in die gang te hê. Ek moes miskien met 'n gebed geopen het, maar ek wou dit aan die professionele mense hier oorlaat. Maar dis waarvoor ek dankie sê vanaand.
Dus weet want hierdie wag met die merkers, die van julle wat kan onthou hoe ons musical chairs gespeel het. Nee, die stoele word mos naderhand minder. Nee. Naderhand is daar net 2 stoele oor. En by elke stoel staan 1 en dan wie gaan nou eers hardloop? Want jy kan tussen die 2 stoele kan die musiek ophou. En dan het jy nie 'n merker nie. En ek dink dis die hele ding van as ek van my een seker merker nou begin aanbeweeg en dit begin vir my onduidelik raak. Want ek sien nog nie die moontlikheid van 'n volgende merker nie. As mens nou Abraham se reis wat toe die Here hom roep gaan karteer, dan sien jy Abraham het oral so waar hy gekom het hy 'n altaartjie gebou. En sy hele reis was vol altaartjies wat gesê het tot hiertoe het die Here ons gehelp. En dan vat hy in onsekerheid die pad. Tot by die volgende, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Maar tussenin is dit net ek sal jou die pad wys. Tussenin het hy net vir Abraham gesê, ek sal jou bring. Ek sal jou die pad wys. Maar dit is vir ons ongemaklik tussen die merkers. En dan nie verkeerd om terug te gaan na een en as ek 'n rukkie terug gaan en gaan sterk word by die een en dan gaan dit weer aan. Seker. Goed, Joel is vir 2 goed vir ons veral bekend. Hy is die een wat rondom die dag van die Here baie duideliker werk as wat Amos en Hosea gewerk het. Amos en Hosea het al begin met die dag van die Here, maar Joel werk eintlik nou die dag van die Here uit. En dan natuurlik is Joel een van die eerstes wat praat oor die uitstorting van die Gees. Die Ou Testamentiese profesie oor die uitstorting van die Heilige Gees daar aan die einde by Joel hoofstuk 2. Maar goed, die dag van die Here, want Joel se naam beteken die Here is God. En dan in hierdie dag van die Here lê die 2 goed. Die dag van die Here is vir die goddeloses 'n dag van verwoesting. Maar die dag van die Here is vir die mense van Jerusalem 'n dag van verlossing. En dis maar die kop en die stert, die 2 kante van die dag van die Here, waarmee Joel kom werk. Duidelik, sy hoogtepunt by 2 van vers 18 af, God gee verlossing en herstel. Vir die eerste deel van die profesie natuurlik weet ons dat die dag van die Here op 'n manier ook vir Jerusalem, die Suidryk, 'n dag van vrees was. Dit was 'n dag van afrekening, 'n dag van straf wat kom. Daarom dat die profesie begin met hoofstuk 1, die Here roep die volk tot bekering deur verwoesting. Hy praat met die leiers, hy praat met die inwoners. Aan julle kinders laat hulle dit vertel oor en oor. En dan vertel hy vir hulle van daai verwoesting en die 4 sprinkaanpla is nou nog 'n interessante ding. Dit blyk of daar die verwoesting van die sprinkane het eintlik oor 'n tyd gekom. Want daar was verskillende veldslae teen Jerusalem. Tussen 609 en 586. Josia, wat die hervormings begin het, sterf in 609 in 'n konflik tussen die Galdeërs en Egipte. Dis die eerste ding. Daniël en sy mense word in 605 weggevoer na 'n veldtog van Nebukadneser. Jojakim die koning gaan in 597 al Babel toe. En dan in 586 val Jerusalem finaal in die tyd van Sedekia. En hierdie verwoesting van die vyande is 'n teken van hoe die vyand gekom het
en die volk verwoes het. En dan gebruik hy die ander mooi prentjie. Hy sê, julle wynsuipers, julle gaan ontnigter word. Die wyn is op. Want die Here het die beeld van die wingerd vir sy volk gebruik. En nou sê hy, dis klaar met my volk. Die wingerd het nie meer wyn nie. Julle wat die wynsuipers geword het, wat die wingerd misbruik het. Julle wat die wingerd op 'n manier verkrag het, julle wat my volk te gronde laat gaan het, dis verby. Daar is nou nie meer 'n wingerd nie. En dis die eerste deel van die oordeel, en dan wil hy maar net daarmee sê, maar kom by mekaar en roep saam na die Here toe asseblief, kom by mekaar en roep. Maar dan kom die tweede deel, tipies, al hierdie profete, ons sal hulle so in 'n tabel kan uitsit, maar die Here sê, daar's medelee en voorspoed vir die wat terugkeer. Blaas die ramshoring, die dag van die Here gaan nou onverwendbaar kom en die oordeel gaan daar wees, maar onthou asseblief, daar gaan redding wees. En in hierdie dag van die Here is daar vir die volk, maar lyk my ook vir die ander volke van die wêreld, is daar oproep tot bekering. En dan die vraag, maar gaan dit die gewenste uitwerking hê? En dan kom daar die visioen wat by 15 begin om te sê, die vyand gaan verdryf word. Die Here gaan die land herstel. Hulle gaan oorgenoeg hê om van te lewe. Die Here gaan die volk herstel. Die sprinkane is daarmee heen. Here sal my soos ouds weer kan dien. En hierdie herstel van die volk was 'n bymekaar bring van al 12 die stamme weer. Want hierdie heilsprofesie, die na-ballingskap heilsprofesie sê almal gaan terugkom Jerusalem toe. Gaan oor die herstel van die Dawidryk, wat eintlik die messiaanse ryk is. Die messiaanse ideaal rondom Dawid gaan herstel word. So, dit is nie net Jerusalem nie, dis ook al die ander wat nog iewers rondhang, gaan oor die herstel. En dan daai aangrypende, ek sal my gees uitstort. Selfs op die wat nie aansien het nie, op alle mense. Nou, in die Ou Testament het ons 'n paar keer gelees van die uitstorting van die gees, maar dit was 'n spesifiek individualistiese uitstorting. Op die leiers, op die rigters, op die konings, op die boodskappers, op leiers, soldate, op priesters. Maar nou kom Joël en hy sê, hier kom 'n wonderlike nuwe tyd. Die gees wat uitgestort word, gaan nou nie meer 'n uitstorting wees. Die herstel wat die Here gaan bring, gaan regtig 'n totale herstel wees. En dan in hoofstuk 3 sê maar, hoe gaan dit nou na die ballingskap lyk? Die Here gaan die lot van Juda en Jerusalem verander. Die dag waarop die Here sal straf, het nou verander, want die volke gaan nou gestraf word. En die volk van die Here gaan dan vrykom. Hy verander die lot van sy volk, want sy oordeel het twee kante, verwoesting en voorspoed. God vergeld die nasies. En dit moes, en nou, kom ons gaan vir 'n oomblik terug na Pietie wat jy daar op die straat hoor. Ja, hier gaan hulle kom. Een of ander tyd gaan ons die tassie vat en ons gaan Rivers of Babylon, ons gaan sit en sing daar saam met Bonnie M by die rivier. Een of ander tyd gaan ons nou met die potskerwe krap daar by die Rivers of Babylon. En nou sê die Here, ons moet net eers hierin kom, ons sal dit beter gaan. Ja, waarskynlik iets van 'n verontrechting, dalk iets van 'n selfbejammering.
dalk iets van 'n opstandigheid, miskien iets van 'n betrap my in die agtigheid nie. Want die wrede uitbuiting en die onverdiende mishandeling van die buurnasies gaan nie ongesiens verbygaan nie. En dan kom Joël en hy sê vir hulle, die Here gaan straf. Die dag van die Here kom, maar dit vat bietjie tyd. En dan die finale oordeel. Die Here sê vir die vyande, julle beter julle ploë begin kanonne maak, want ek gaan met julle 'n groot oorlog maak. Julle plaasgereedskap moet in oorlogsgereedskap verander. Maak julle gereed vir 'n oorlog wat julle nie gaan wen nie. En dit moet amper saam met Habakuk geloof skep, gehoorsaamheid skep, gelowig, geduldige wag en vertrou skep. Want ons is op pad, ja, dalk met 'n ompad, deur Babylon. Ons is met 'n ompad besig om wonderlike redding in Jerusalem weer te kom kry. Dan die dag van die Here vir die Jode, vir die Joodse volk, maar ook later, 'n groter, die dag wanneer dit kom. Jesus praat van die dag, 2 gaan op die bed lê, 1 gaan, 1 bly. Die dag van die Here word ook 'n groter betekenis vir almal. En dan, as ons nou teruggaan na Openbaring toe van verlede jaar, dan is die dag van die Here waarin onreg gestraf word en reg gevier word, ook op die hele skepping van toepassing. So die dag van die Here wat in Joël eintlik mooi uitgewerk word met verwoesting en verlossing, gaan van Joël af reg deur tot by Openbaring. En in hierdie boodskap is daar 'n paar bewegings. Mense se sonde is belangrik. Die sprinkaanpla, die naderende dag van die Here. Die Here sê, ek praat nog altyd met sonde, ek praat nog altyd met berou, en dit lyk tog of van Joël se mense berou gehad het. Dit het net nie altyd lank gehou nie. Maar God se sorg en God se genade. Ek sien iemand skryf oor die 12 klein profete en sê, weet, hulle is 'n klomp sonde-inspekteurs. Nee, dis die een kant. Ons kan eintlik van die heel eerste een af, van almal se af hoor, daar's heil, daar's redding. Dis nie verby nie. Ja, dit is vereers verby, maar dis nie klaar nie. Die een wat die straf bring, is die een wat die sorg en die genade bring. En dan hoop vir die toekoms. Op grond van God se genade is daar hoop. En die gelowiges is te midde van katastrofiese voortgesette ongehoorsaamheid, het hulle altyd gehoor, daar's hoop. Daar's hoop. En natuurlik realiseer dit met die uitstorting van die Gees op Pinksterdag. Maar dis Joël. Die dag van die Here met sy 2 kante. En dan, want die dag van die Here word baie keer iets waarmee mense gedreig word. Dit word 'n verskrikking. Net as jy aan die verkeerde kant staan. Die dag van die Here is 'n wonderlike dag as jy aan die regte kant staan. En dis die 2 kante van die Here. Terwyl die volk, soos Habakuk se mense ook geworstel het met hierdie een kant van die Here wat hulle sien. Hierdie strafkant, hierdie vernietigkant, wil die profete altyd verder gaan en sê, maar daar's ook 'n verlossingskant. En hy kan nooit onregverdig raak.
Hy gaan regverdig bly en hy sal die verlossing moet gee, soos wat hy dit gesê het. Obadja is sommer hier aan die kant. Die laaste paar minute Obadja is 'n klein 21 versies. Obadja het dit eintlik met Edom. Nou Edom is die afstammelinge van Esau. En ons weet, Jakob en Esau se geskiedenis, die eersgeboorte reg, die Edomiete, het daar naby gebly. En Jakob, Israel, was natuurlik in Jerusalem, en nou skil Obadja sommer net 'n appeltjie met Edom. Omdat hulle nie hulle broers in Jerusalem beskerm het nie. Hulle het leerlik gemaak met Juda, terwyl Juda sistematies verswak het, totdat Juda in 586 dan finaal gaan. In plaas daarvan dat Edom gedoen het wat hulle moet doen, het hulle Jerusalem se vyand geword. Soos mos so 'n klein profesie teen hulle. En hy wil net sê die instandhou van die verhouding met God en die handhaaf van goeie menseverhoudinge is baie belangrik. Want Obadja het dit oor die dubbele liefdesgebod, liefde vir God en liefde vir mekaar. En dan wil hy vir Edom ook sê, omdat julle so verwaand was, want julle het gedink julle bly daar in die berg veilig, in 'n bergagtige gebied, en die Here gaan julle nie daar kan uithaal nie, en geen vyand gaan julle daar kan uithaal nie, maar in Jerusalem daaronder, daar gaan hulle, en julle sit daar in die berg, en julle kyk, dink net aan julle self. Maar al wat Obadja vir julle wil sê, is die Here gaan vir julle daar uithaal. Want hy straf verwaandheid en afsydigheid. 8 keer sê die Here, julle moes nie. Julle moes julle nie verlekker oor Juda se dag wat gekom het nie. Julle moes julle nie verbly het oor Juda se leed nie. Julle moes nie uit die hoogte oor Juda se ellende gepraat het nie. En toe Jerusalem verswak, moes julle nie die poorte binne gegaan het om dit te plunder nie. Julle moes julle nie verlekker in sy onreg nie. Julle moes nie die tempelgoed gaan steel het nie. En die mense van Juda wat gevlug het berge toe, het julle doodgemaak. En julle die oorlewendes van Juda uitgelewer aan Nebukadneser. Die ballingskap was erg genoeg. Julle moes saam met Juda daaroor gehuil het. Maar die ramp wat Juda getref het, het julle nog swaarder gemaak. En daarom wil God hê Juda of dan Jerusalem moet dit hoor. Hy het gesien wat Edom aan hulle doen. En hy wil maar ook nou vir Edom sê, God gee uitkoms. Jerusalem gaan weer die veilige hawe wees. En Edom gaan ek verwoes, daar waar hulle in die berg sit en dink hulle is veilig. En ek gaan die hele Israelitiese ryk herstel. Ballingen sal terugkom van al die plekke waar hulle was. En dan moet Edom hoor dat God sal wys, dis hy alleen wat heerskappy het. En hy sal hulle straf. Obadja, sommer net 'n paar opmerkings aan die einde. Vermetelheid en verwaandheid en die verhouding met God verswak. Mense of groepe wat op hulle eie krag vermoë staat maak, is op gevaarlike terrein. En daarom is Obadja se profesie 'n profesie van troos vir Juda en 'n profesie van straf vir Edom. Ook in hierdie gesprek wat die Here deur Obadja met Edom het, wil hy moet Jerusalem troos kry. Want Edom het eintlik die spykers dieper in die kus ingeslaan. Hulle broers, weet Jakob en Esau, hulle het die spykers dieper ingeslaan.
En dan sê die Here vir Juda, Israel, die geslag van Jakob, ek het dit gesien en ek gaan dit straf. Sommige net 'n ander meer moderne opmerking om te sê, Obadja help ons verstaan hoe 'n mens optree as iemand of 'n groep mense in ellende kom. En dis nou dalk bietjie moraliserend. Dit maak nie saak of dit deur hulle eie toe doen en of dit op 'n manier onskuldig is nie. Ja, Juda het hulle verdiende loon ontvang met die ballingskap. Heeltemal reg. Maar Edom het nog steeds nie die reg gehad om leedvermakerig hulle in hulle pyn te verlekker nie. Veral nie as die mense broers en die vreemdelinge is nie. Want dis waar die barmhartige Samaritaan inkom. Dis waar die kwaad met die goeie oorwin iets vir ons wil sê. En dan skryf iemand mooi, dis nie my eie goed nie. Die baie hiervan is Chris van Wyk se goed, die Heilige Gees gebruik Obadja om juist te sê, onthou vers 3, jy moenie deur hoogmoed mislei word nie. En dan maak iemand die opmerking, as hy sê, is dit nie die wortel van alle verhoudingsprobleme, ek is beter as jy slegter as ek? Is dit nie die wortel van rassespanninge nie? Terwyl ek op jou foute en tekortkome fokus, is my eie begeertes en behoeftes groter. In alle verhoudings. Ek sê vir jou hoe swak jy is, want ek sê eintlik vir myself hoe goed ek is. En die woord soos wat Obadja dit bring, wil hy vir Edom sê, die feit dat jy jouself eerste gestel het gemaak dat jy gaan val. Toe jy in Juda se lot verlekker het. Dis sommer so, amper moet ek sê so sydelingse profesie, maar hy was belangrik in die Suidryk, want dit was nog 'n vyand van Juda wat hulle moes hoor. Die Galdeërs was nou groot, hulle was die groot doring in die vlees, maar hierdie klompie wat aan die ander kant in die berg gesit het, en eerste was om die tempel te gaan plunder. Eerste was om Jerusalem te gaan plunder toe die klompie gaan. En wat moet ons onthou is, Nebukadneser het hulle nie lock, stock en barrel gevat nie. Hy het die leiers, die amptenare en die rykes gevat. So hy het in Jerusalem 'n klop armlastiges agtergelaat. Die wat aan hulle self oorgelaat was. Want Nebukadneser het gesorg dat Jerusalem afhanklik word. En toe het hy nou die cream of the crop weggevat. En daar in Jerusalem het hierdie klomp armsaliges gesit, en dis op hulle wat Edom toegesak het. En die bietjie wat daar oor was, het Edom geplunder. Want daar's toe nie 'n priester oor nie, daar's nie 'n leviet oor nie. Die tempel staan daar, en hulle gaan stroop daai sederhout wat Salomo van die Libanon af laat kom het. Hulle gaan stroop die skatte van die tempel, saam met die Samaritane, want die was ook maar gou op die toneel, om Jerusalem regtig te verneder. En dit was vir Juda 'n seer saak, en daarom dat Obadja se profesie deel van die Ou Testamentiese skrif geword het, om te sê, Obadja bewys ook, soos wat hulle moes hoor by Habakuk en by Joël, God sien die onreg raak, en hy doen uiteindelik iets daaraan. Goed.
besigte mikrofone. Daarmee is ons dan nou met Riekies klaar vanaand. Rika? Servaas, hoekom lees vandag se Israel nie die klein profete meer nie? Hoekom? Veral hoekom lees vandag se Israel nie weer die klein profete nie? En hulle bestaan op die oomblik meer dis meer die konservatiewe kant wat daar in beheer is. Daai baie streng ortodokse Jode. Ja. En hulle doen intense studie van die woord van die Ou Testament. En hierdie ou boeke roer dit hulle nie wat Gaza en die volkere om hulle daar betref nie. Dis vir my, ek wonder nogal daaroor. Dalk is hulle terug in die hoogmoed. Dalk is hulle terug in die hoogmoed want hulle self as die ontasbare volk van God beskou. Ons is Breek 'n bietjie op. en omdat ons die uitverkore volk van God is, matig ons onsself verskriklik baie goed aan wat ons dan mag doen. Nee, en ons moet ons beskerm. Ook met die etniese reinheid rondom Gaza en die Palestynë, ons moet ons beskerm. Op 'n manier is Esau se mense op hulle steeds die vyand vandag. Maar ten spyte van die duidelike profete, Dis jy breek 'n bietjie op. ek sê ten spyte van die duidelike profete het die volk nie geluister nie. En so rukkie geluister, dan gaan hulle weer aan. Ons sal volgende week sien, selfs na die ballingskap, het hulle ook maar net vir 'n rukkie geluister. En toe gaan hulle weer aan. Servaas, Yes. Servaas is daarna hierso. Ja. Servaas, ek wonder net, julle praat nou oor die Israel en die Gaza en nou Iran ook alles. Gaan dit nie meer op hierdie stadium oor die terroriste, die oorlog teen die terroriste wat daar is nie? Is dit nie die oorspel op die oomblik nie? Ek dink nie dit gaan oor Islam nie, dit gaan oor die terroriste wat hulle het en die gevare daarvan wat 'n gevaar vir Israel inhou. Of het ek dit heeltemal verkeerd as ons nou daaroor praat? Nee, waarskynlik nou, ek is nie so op hoogte met die goed nie, maar weet die eeuoue bekleierery met die Palestynë, nee, en die muur wat gebou word in daardie goed, het ook ideologiese motiverings, weet die terrorisme is nou militêre motivering, maar daar 'n klomp ideologiese motiverings in die muur wat gebou word in die Palestynë wat verarm word en al daai goed. So Israel is 'n komplekse land. Is baie kompleks. Nou dit mense is baie gevaarlik om 'n Israeliek aan teken. Die Ou Testament is Israel en die moderne Israel te trek. Ja, Dit is baie gevaarlik om te sê dis dieselfde Israel. wat is Ekskuus Rika, Praat? ek wil net hoor, wat is die verskil tussen die Jode en die Israeliete? Kyk hier, as ons oor Israel praat, hier in die profete, dan praat ons oor Jerusalem. Oor die Ja, Jode wat dan Judeërs is, Juda. So is eintlik dieselfde. Het dit met Samaria gehad, nee, die mense van Samaria, maar Jerusalem was rondom Israel. Jy weet Israel en Juda. goed. Dat is eintlik maar dieselfde. Jode is Israeliete. Nou die Jode wat nou oral oor die wêreld versprei is, sou jy sê hulle is Israeliete? Ek weet nie of hulle self nog as Israeliete beskou nie.
is amper dieselfde as die Suid-Afrikaners wat oor die wêreld versprei is, beskou hulle self nog as Suid-Afrikaners. Ja, dit is vir my nogal vraagtekens. Kyk, hulle is oor die wêreld versprei en daar is strominge wat glo dat hulle almal verenig gaan word weer in Jerusalem. Daar is ideologiese strominge in Israel wat werk vir 'n verenigde Israeliese ryk. Dat hulle almal terugkom en van hulle wag op 'n ander Messias nog. So daar's net soveel deur mekaar goed. Ja, dit is deur mekaar. Ek moet sê. Want klomp sê die Messias het nog nie gekom nie. Jesus was die laaste groot profeet, maar ons wag nog vir die Messias. Daar kan Jerusalem is 'n klein dorpie, ons was daar gewees. Die mans dra so 'n snaakse jas met 'n pand wat tussen die bene deur agtertoe gaan, net so een sak, lyk amper so 'n kangaroo. En daardie spesifieke sekte glo die Messias gaan uit 'n man gebore word, so hy kan uit enigeen van hulle gebore word. So as hy oombliklik gebore word, gaan hy in daai sak val en nie op die grond nie. Ag nee. En dis waarom die hele dorp se mans loop met daai snaakse pakkie, want hulle glo die Messias kan enige oomblik kom. En hy kan uit enige een van hulle gebore word. En daarom het hulle so 'n vangsak dat hy nie op die grond kom. Goeie Piet. So, weet ons daar verskriklik baie sektes en dwalinge en afsplinteringe so, maar goed. Ja, Regso. daar sê. Volgende week dan Dankie, Servaas. Volgende week Haggai en Sagaria. Sagaria is 'n ongelooflike mooi boek. Haggai is 4 kort boodskapies, so in 'n kwessie van 4 maande afgelewer. Eintlik wat hy met die Serubabel en Yeshua praat, wat die gouverneur en die hoofpriester is oor die bou van die tempel, maar dan kom Sagaria en Sagaria begin ook eskatologies. Hy begin ook oor die Messias praat. En dan sal ons die laaste keer dan bietjie na Maleagi kyk, maar Sagaria is bietjie substansieel dat ek dit nie volgende week wil afjaag om vir Maleagi ook te doen. Maar dan 'n baie mooi week vir almal. Dankie Servaas, dankie vir die ook. Baie dankie. Baie dankie. Lekker aand. Lekker aand, lekker slaap. Okay.